Dit is vandag vir my hier op Landbouspore 'n wonderlike voorreg om met NWK se Roneldi van der Westhuizen en Johan Pinaar te kan gesels ten opsigte van iets wat ek dink deesdae 'n aspek is wat ons elkeen na moet gaan kyk. Ons moet dit gaan ondersoek en gaan kyk wat's die verskil wat dit in my boerdery kan maak. En dit is hommeltye. En ek wil vir julle twee sê baie welkom by hierdie gesprek. Baie dankie Johan en Roneldi vir julle kennis en julle, ek wil amper sê glimlaggende ondersteuningsbasis wat julle vir mens gee ten opsigte van hierdie hulpmiddel vir boere. Baie welkom vandag en ek hoop ons gaan 'n paar gedagtes met mekaar lekker kan deel. Ek Benny, ons wil ook net dankie sê vir die geleentheid dat ons ons kennis met julle kan deel. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie, maar kom ons trek weg. Ag heerlik, hier in die winterweer gesels ons vandag bietjie met NWK oor tegnologie of 'n spesifieke komponent van tegnologie wat hulle mee tafel toe gekom het. En ek dink dit is wonderlik die ontsluiting wat ons in die landbouomgewing kry met 'n verskeidenheid van aspekte wat dit op die einde van die dag vir die boer net beter maak om nog beter te kan boer. En julle het by NWK het julle besluit om in hommeltye te belê. Roneldi, wat is die rasionaal daar agter? NWK het 'n behoefte by sy klante gesien om 'n verskeidenheid van produkte variërend toe te dien teen 'n billike en 'n bekostigbare prys en dan ook om dit meer akkuraat te doen. So ons het besluit op die DJI Agras reeks. Dit sluit die T-reeks drones en ook die Mavic Enterprise drones in. Met die stygende insetkostes en al hoe meer druk op ons produsente om volhoubaar en produktief te boer, maak drones die presisietoedienings baie meer bekostigbaar. Ons het intussen ook ons reeks uitgebrei om meer aan die veeboer se behoeftes te voldoen, want NWK glo dat tegnologie altyd deel gaan wees van die landbou en dat produsente al hoe meer presisie boerdery gaan gebruik om verskillende aspekte van hulle boerdery apart te bestuur. Roneldi, jy het nou genoem van ook na die veekant toe uitbrei, maar wat is dan die behoefte van 'n veeboer wanneer dit by hommeltye kom? Wat presies is daar by hom die verskil? Wat kan hy daar gebruik? So 'n groot behoefte by ons veeboere is veetelling en sekuriteit. Die Vrystaat Landbou Unie se analise van die derde kwartaal vir 2023-24 het aangedui dat daar sowat 57,000 diere en so 5,000 hoenders en volstruise net in hierdie 3 maande gesteel is. So die DJI Dog 2 is die ideale produk om nou hierdie veediefstal te bekamp en terselfdertyd ligte werk te maak van die tydsonneproses van veetelling. Dit is baie interessant. Ek gaan tog bietjie vra as jy vir my sê jy noem dit nou die DJI Dog 2 hommeltuig. Nou wat presies is dit, Johan? Kan jy vir ons daar meer toelichting gee? Ja, kom ek sê vir hom so. Die DJI Dog 2 is 'n volle geautomatiseerde hommeltuig of drone is maar die algemene term selfs in ons Afrikaanse taal. Wat hulle gebruik, so die Dog is 'n huisie of 'n basisstasie wat ons geneersit. Ons verkies om 'n bietjie hoër op te stel. En dan beheer jy die drone of die hommeltuig van jou rekenaar af. So dit sal wees, jy kan by jou huis sit en jy kan opstyg en jou van jou rekenaar af en dis baie opvaardig. Dan verder as dit uit 'n lekker ryk afstand, jy kan so tussen 7 tot 9 kilometer van met 'n radius op die dog vlieg. So die basisstasie vir hom. Dis hoe ver hy kan vlieg. Vol RTK wat hy vlieg. Dan het hy uit 'n remote, dus hy is vol beheer. Hy het 'n vliegtyd van so 35 minute omtrent. Wat hy in die lug kan wees. En dan sodra sy battery weer pap is, kom hy van self terug na die dog toe, na die basisstasie toe, waar hy kom land en dan herlaai homself weer om homself reg te kry vir die volgende afstand of volgende roete wat hy vlieg. Hierdie roetes teken jy van self of jy self teken hulle in, so jy kan sê ek wil hê die dog moet tussen 9 en 10 vanaand moet hy jou beeste gaan vlieg, want jy het 'n spesifieke sy of 'n spesifieke deel van jou plaas wat jy weet. Jy as boer weet spesifiek daar's my moeilikheid. So dan sê jy daai drone moet meer daar gaan kyk. En dis soos ek sê, dis vol geautomatiseer. So jy het nie nodig om 11 uur vanaand op te staan en te gaan kyk hoe hy vlieg nie. Hy vlieg dit van self.
Dis baie interessant. Ek wil net seker maak as hy nou kom land na sy battery nou pap is, hoe lank neem dit vir hom om weer daai battery vol te laai voor hy weer kan opstyg? Ja, so hy vat so kom ons sê 35 minute tussen om van 20% tot en met 90% te herlaai. Ons sê tot op 90% jy wil nooit 'n battery vol herlaai nie. Wel dit goed klink, jou battery leeftyd word dan baie vinnig verkort. Baie interessant. Ekskuus, Johan, jammer. Ekskuus. Dis hoekom ook ons hom glad nie soos verkies om hom glad nie onder 20% te vlieg nie, want dit verkort ook jou battery lewe op jou voertuig. Ja, jy het begin praat van beperkende faktore wat ek nou aflei by jou, maar is daar baie spesifieke beperkende faktore wat ek dink 'n mens moet van kennis neem? Weet jy nie, daar's nie baie nie, daar's net twee wat hoofsaaklik is. Dis jou hy het internet nodig. Of wifi soos almal dit vandag ken, maar ons het internet nodig om te vlieg en dan te krag nodig. Hoewel hy het 'n kragbron op hom van wat hy 5 ure kan gaan, so as jy loadshedding slaan, gaan dit jou nie stop nie. Maar hy het krag nodig en hy het internet nodig om te kan beweeg. En van julle kant af, ek dink as 'n mens deesdae iets koop, dan is daar 'n paar goed kwaliteit, prys en ondersteuningsdienste na die tyd. So julle sê dat van NWK se kant af is daai 3 goed almal mooi groen afgemerk. Ja, so ons lewer die volle pakket. Ons sal die installasies doen, ons verkoop parte, ons doen onderhoud, ons doen herstelwerk. So enige droombehoeftes wat 'n kliënt sal hê, is hy welkom om by ons deur aan te klop. NWK het verskeie betalings- en finansieringspakkette beskikbaar. Ja, as daar enige navraag is die ouens welkom om ons te skakel. Ons het 'n webtuiste, actech.nwk.co.za of hulle kan ons skakel by 0186331000. Ek wil tog vra, dis die proses van as iemand belangstel om by julle te kontak. Ek wil hê jy moet daai kontakbesonderhede dalk net weer 'n keer vir ons herhaal asseblief. So ons kontaknommer is 0186331000 en ons webtuiste is actech.nwk.co.za. Baie dankie Roneldi. Weet jy, ek wil vir julle sê dat ek dink ons is nou in 'n omgewing in die land waar tegnologie het gekom om te bly. En Ja, ek dink 'n mens moet 'n baie verantwoordelike keuse maak, want hierdie kan 'n lekker speelding wees wat jy op die Sondagmiddag saam met jou kinders daar buite speel, of hy kan 'n verskil maak in die winsgewendheid van jou boerdery deur byvoorbeeld veediefstal te bekamp en ek dink daar's 'n groot klomp aanwendingsmoontlikhede in die veebedryf, maar ook andersins. En hierdie hommeltuig, wat se gewig kan hy dra? Ek bedoel, kan jy met hom byvoorbeeld ook gaan gifspuit op jou plante? Nee, so die DJI Dock 2 is slegs vir observasies. So hy gaan sy roetes vlieg, sy foto's neem en hy gaan dit vir jou terugstuur na jou rekenaar toe en jy kan dan daar in die veiligheid van jou huis sit en kyk wat gaan aan op jou plaas. As jy dan nou jou toedienings op die lande of so wil doen, dan gaan ons na die T50 reeks toe gaan, wat dan nou is vir die varierende toedienings, die spuitwerk, die strooiwerk en die speer. En daai diens kan julle van julle kant af ook gee vir die boere. Ja, ons ja. Hoorie, so baie dankie julle. Hierdie is baie interessant. Ek wil van my kant af werklik waar vir ons boere sê, hierdie is die soort van goed wat mense ten minste moet gaan ondersoek. Mense moet ten minste gaan kyk wat behels dit. Wat se verskil kan dit by my in die boerdery maak? Alvorens jy net 'n besluit neem om te sê nee, wat ek stel nie belang nie. Ek dink die dae dat ons al ons rekordhouding agterop 'n sigaretboksie gedoen het, is bietjie verby. Hier is nou ander tegnologie ingeskop en ek dink dit is waarvan ons hier praat. So baie dankie. Ek dink dis 'n groot tree wat julle gee om ook hierdie tegnologie nader aan ons boere te bring. Ons wil vir julle sê baie dankie daarvoor en baie sterkte. En boere, ryk uit. Gaan hoor wat sê hulle en kyk of dit by jou 'n verskil kan maak. Baie dankie.